glory. Christ is mine, unto Him I now resign. I have been redeemed. Amen. Ek hoop jy kan dit ook vanoggend saam sing. Dit is so lekker om te sing. En is dit nie lekker om te sing op so koue oggend? Die stem is lekker kraakvars. En dan is dit net lekker om te sing en dit sommer net warm te maak hier in 'n ou se hart. Liewe gemeente, goeiemôre elkeen, hartlik welkom in die naam van die Here. Ek wil graag vanoggend net vinnig vir u noem, ons as kerkraad het besluit, ons gaan nie onmiddellik 'n visievoorsitter nou aanwys nie, so wat ons gaan doen is, ons het broers wat vir ons gaan optree die volgende 3 maande en dan 3 maande en 3 maande, so ons gaan die broers bietjie blootstelling gee, dat hulle ook die vuur kan voel. So, dis vir ons lekker, dat ons dit kan doen en ons is regtig opgewonde en ek weet, die Here het elke broer en suster daar geplaas wat daar moet wees, so ook weet ek het geen bekommernis in my hart oor hulle bekwaamheid nie en ek is regtig bly en dankbaar. Ek weet, die senuwees gaan knaag, so kom ons wees 'n bietjie verdraagsaam met mekaar. Moet asseblief nie as 'n oue fout maak, om kruisig, om stenig, wat ook al nie. So, groot asseblief, kom ons wees verdraagsaam met mekaar. So, dis vir my 'n groot en 'n wonderlike voorreg dan, om vanoggend sommer weg te trek en vir ons broer Kenneth aan die woord te stel. Broer Kenneth gaan vir ons vanoggend dan optree as liturg. Ek skuif net my goed hier weg, dat ek vir ons spasie maak, en ek gee met groot graagte oor aan broer Kenneth. Kenneth, jy is welkom, soos jy wil bly. Ek moet net hierdie man keer, dat hy nie aangaan sonder hierdie roomhuis nie. Hy moet asseblief hierdie roomhuis gebruik. Môre, die bares, dis vir my 'n aangename voorreg om vanoggend voor julle te staan, dat die gemeente goedkeur en met die goedkeuring van die kerkraad wil ek julle elkeen wonderlik groet in daardie mooi naam van die Here wat die hel en die dood oorwin het. Jesus Christus is koning en niemand meer. Amen. Prys God se naam, halleluja. Ons kan vir die Here sê dankie vir so 'n dag wat hy aan ons geskenk het, dat ons vanmôre weer sy lig kan sien en sy heil oor ons kan ervaar. En ons gaan sommer opstaan en ons gaan sommer lekker saam sing vir die Here en sy naam lieflik groot maak. Amen. Prys die Here. Haastig vanmôre, maar ek is met hom. Ek is met hom. Hy gaan net vir ons die afkondigings van die week voorhou. Amen, prys die Here. Die afkondigings wat ons het vir vandag, Woensdag omtrent 6:00, dan is dit ons Pinkster biduur. En die skoolkoor gaan ook hierdie lewe. Prys God se naam, halleluja. En donderdag ook om 18:30 is dit weer eens ook ons Pinkster biduur. En Vrydag ook 18:30 weer eens 'n Pinkster biduur. Amen, prys die naam van die Here. As ons almal kan, die wat kan, by kan woon, sal dit baie gaaf wees, prys die Here. En dan Sondag 8:30 is dit dan nou ons Sondagskool. Dis nou waar ons die fondasie nou lê, van die leiers van môre, om hulle te leer, prys God se naam, halleluja, en die fondasie goed te lê van die Godheid, die salwing en God se Heilige Gees. En dan Sondag 10:00 oggend kom ons weer so hier by mekaar vir ons erediens om lof en eer aan ons meester toe te sing.
Jy weet, deur die week kan daar so baie dinge gebeur. En dan as ons so by mekaar kom, tydens die erediens, is dit net om aan die Here te sê, dankie Here. Baie dinge kon verkeerd geloop het. U hand het my bewaar. U hand het my beskerm. Prys God se naam, halleluja. En dan wil ek ook afkondig, prys God se naam, ons het verjaarsdag. Is dit die 2de Junie. Ronel van der Merwe. Prys God se naam, dis haar verjaarsdag. Prys God se naam, halleluja, mag die Here haar ryklik seën met gesondheid, krag en sterkte. Prys God se naam, halleluja, sodat al haar drome, al haar verlangens, al haar begeertes, wat bekend is by die Here, bewaarheid word in hierdie seisoen. Nogmaals veel geluk met die verjaarsdag. Prys God se naam, en dan het ons gebedsversoeke, Suster Hannetjie Kastelein draai. En dan het ons ook Eudou Liam Kreer, en dan Jannie Rood, en Desiree Libbe, Santi Sonnepoel, en dan ook bid vir ons kinders, want as eksamen, prys God se naam, dat die Here net saam met hulle sal wees, dat dit wat hulle opgeneem het in die klaskamer, net kan weergee op die antwoordstelle. En dan Suster Leens Alexander, en dan ook 'n gebedsversoek Rhoda Rautenbach, Johan Grant, en Suster Gesina Ferreira. Prys God se naam, halleluja. Dit is alles ons gebedsversoeke. Prys God se naam, halleluja. As daar dalk iemand is wat nou nie sy gebedsversoek met ons gekommunikeer het, as u dalk 'n versoek het, prys God se naam, u kan net u hand lig en sê, broers, bid vir my. Daai versoek is by die Here bekend. Prys God se naam, halleluja. Dankie vir al die hande wat opgegaan het. Prys God se naam, halleluja. En jy weet, die hand van die Here is so groot, die hand van die Here is so kragtig, en sy hand van bewaring is altyd oor ons. Prys God se naam, halleluja. En een ding wat ons verseker kan wees, aan God se liefde, is daar geen einde nie. Prys God se naam, halleluja. Daar is een ding waarvan ons seker kan wees, hy is 'n goeie God. Nou en vir altyd. Prys God se naam, halleluja. En as iemand net bly is om vanoggend saam met ons hier te kan wees, jy kan maar net die hand so ry, prys die naam van die Here, en ons vertrou die Here, prys God se naam, halleluja, vir 'n wonderlike werk. Prys God se naam, halleluja. Ons weet, prys God se naam, as jy dalk voel, jy het nou nie soos in die hand nog gelig of so, vir die gebedsversoek nie. Prys God se naam, halleluja. Terwyl ons nou die gemeente gebed gaan doen, prys God se naam, jy sal maar net die hand lig en vir die Here dit kommunikeer en sê, Here, asseblief, jy is bekend met die hart se verlang. Jy is bekend met die situasie wat ek tans mee battle. Jy is bekend met die finansies wat ek mee sukkel, met my man se gesondheid. As jy dan sê, Here, ek kom tree in vir my kinders, laat ek ingesluit word by die gebed, en die Here sal ons sien. Prys God se naam, halleluja. Pastoor sal ons lei in die gebed. Kom ons sit net so en ons sluit ons die oë. Maar Vader, Here, in hierdie oggend is ons so dankbaar dat ons die voorreg het om in U huis te kan wees. Here, baie dankie, soos my broer gesê het, dat ons weet, ons aanbid 'n lewendige, ware God. Ons weet vanoggend dat ons God het reeds die dood oorwin. Ons weet, Here, dat ons vanmôre kan sê, die God wat ons dien, is die skepper van hierdie heelal. Alles wat hierin is, wat hierin saamgevat is deur U tot stand gebring. Ook hierdie diens vanoggend, Here, weet ons, is 'n diens wat ons vanoggend by mekaar kom om U naam te kom groot maak. Maar ook, Vader, is ons hier by mekaar om vir mekaar hier te wees. Daarom
Wanneer ons vanoggend hierdie versoeke gehoor het, wil ons verklaar en sê, Here, elke naam wat U voor U genoem is aan U bekend. Elke hand wat opgegaan het om te sê, Vader, hier is my hartsversigtiging. Daardie versoeke is aan U bekend. Here, ons wil vanoggend vra dat U by elkeen sal stil staan, dat U by elkeen sal vertoef, aandoen en aanraak soos wat dit U wil is, Here, en dat U in hierdie oggend by niemand verby gaan nie, maar dat U by elkeen sal aandoen in Jesus naam. Dis my gebed dat U vanmôre ook met elke een wat vanoggend gesê het, Here, ek weet net hier in my binneste dat ek hierdie versoek het, dat U ook daar sal antwoord. Nou is dit ons gebed, dat U met ons sal wees waar ons gaan opstaan om U naam groot te maak, dat ons dit doen met volle bors. Here, dat ons dit doen met alles wat binne in ons is, en dat dit vir ons lekker is om ons koning se naam groot te maak in U naam, in die naam van U seun Jesus. Amen en amen. Kom ons gaan staan en dan gaan ons lekker saam sing in naam van die Here groot maak. Broer Kenneth, baie dankie. Vir eerste keer het jy baie goed gedoen. Dit lyk asof jy geoefend is in hierdie job, so dit klink vir my baie lekker. Ons is dankbaar vir dit, so baie dankie. Mag die Here jou ook seën. Baie dankie. Kom ons gaan opstaan, ons gaan lekker saam sing.
dankie dat ons vanoggend weet, U is hier om bande te breek. Here, ek weet vanoggend, daar is niks, maar niks onmoontlik vir U nie. En ek weet nou, Vader, dat wanneer ons bekommernis in ons hart het, Here, wanneer daar ons vasgevang is met slegte gewoontes, U kan enige band breek. Here, baie dankie dat daar soveel van ons is wat getuienis is van bande wat U gebreek het in die verlede. Here, mag ons 'n aanmoediging wees, mag ons 'n aansporing wees vir ander wat hunker daarna om te sê, Vader, hierdie band wat my bind wil ek gebreek hê. Here, ek weet ook dat bande van Satan wat ons vasmaak, is vir U niks, want U het reeds die dood oorwin. U het reeds die dood oorwin en U het opgestaan, U is verreëse, en daarom kan ons vanoggend verklaar dat ons vry is. Vader, in hierdie oggend, wil ons dit uitpasyn aan hierdie wêreld. Christus het ons vrygemaak. Christus het ons vrygekoop deur sy bloed. Daar is vir ons genesing deur die bloed van Jesus Christus. En ons loof Here en dankie nou daarvoor, Vader. Amen en amen. Broer en suster, kom ons neem ons sitplekke. Ook 'n groot dank aan Susan. Ek weet, sy sê vir my, jy sê nie vir my dankie nie, maar Susan, baie dankie. Dankie vir jou opoffering. Dankie dat jy hier is en vir ons gelei. Sonder klavierspel is dit nie moontlik nie. Ek sê nou weer, ons het donderdag aand, was dit net ek en my pelle gewees, a cappella, donderdag aand, en ja, ons het dit gemaak, maar dit was nie so lekker nie. Ja, prys die Here daarvoor. My liewe broer en suster, ek wil vanoggend vir u die woord bring, en ek weet daar's dalk weer een of twee goed wat dalk vanoggend vir u mag vreemd voel. Maar asseblief, daar is niks vreemd by God nie. By God is daar niks wat vir hom snaaks is nie. Ek wil vanoggend net so 'n bietjie, net vandag voordat ek die woord aan u bedien, wil ek net vandag praat oor hierdie week se verrigtinge. Groot asseblief, woensdag aand gaan die skoolkoor hier kom optree, en hulle het 'n paar goed wat hulle gaan kom sing. Kom ek vir u sê, ja, en ek dink ons behoort eintlik vir hulle ook te bid, nie net vir die koor nie, vir die twee begeleidsters, daar's nou 'n junior en 'n senior begeleidster. Juffrou Alfrina is die senior. Nee man, wat praat ek nou? Hulle is die leidsters, nie die begeleidsters nie. Hulle is die leidsters, en Juffrou Alfrina is die senior leidster, en dan is Juffrou Nicole, wat ook hier by ons in die gemeente is sy die junior. Ja, en hulle het 'n boodskap wat hulle uitdra. En waar hulle gaan, word die boodskap uitgedra. So kom ons bid vir hulle, dat dit regtig uitgedra word as deel van die evangelie. Kom ons bid vir hulle, dat hulle regtig geseën sal wees, en waar hulle ook al kom, dat hulle 'n seën vir ander sal wees. Hulle oefen hard, en ek moet vir julle sê, ek het 'n paar keer hulle daar in die saal gekry, en hulle oefen genuine hard. So, dit gaan vir ons lekker wees om hulle te ontvang woensdag aand. Ons wil ook graag, dis ook die rede hoekom woensdag aand se diens begin 6:00, is juis om hulle te akkommodeer. Ek weet, nou sluit ons 'n paar van ons Bloemfontein mense uit, maar groot asseblief, die Bloemfontein ouens, sluit by ons aan, wanneer u hier kom in Brandfort. Jy kan net so met jou werksklere kom. Die meeste van ons gaan in ons werksklere wees. Kyk, selfs vanoggend, ek is in my werksklere vanoggend. So, kom asseblief, kom net woensdag aand, kom ons ondersteun hulle, en kom ontvang 'n seën in die hand van die Here, terwyl ons luister na hulle. Hulle gaan
hierdie week maandag aand tree hulle op by die Ooskerk, die Oosgemeente, en dan dinsdag aand is hulle in Tenissing, en dan woensdag aand is hulle hier by ons. Kom ons regtig daag op in ons getalle, maar nou nie dat hulle meer is as ons nie, asseblief. En dan die goeie nuus vir my ook is, woensdag aand gaan die koshuiskinders ook die diens bywoon. So woensdag aand is dit vir ons lekker dat die koshuiskinders ook hier by ons aan huis gaan wees. Dit gaan vir ons regtig lekker wees. Ek wil net ook 'n beroep op u doen, donderdag 6:30 en vrydag 6:30, ek weet, vrydag aand is sleg, maar die jeug doen dit so gemaklik om op 'n vrydag aand by mekaar te kom, so kom ons doen 'n beroep op die res van die gemeente om dit ook so te doen. As gevolg van hierdie verrigtinge en aktiwiteite hierdie week, gaan ons dus hierdie week nou nie bid hier hê woensdagoggend nie, maar ja, ek weet, daar is 'n program, ek sê nou 'n program, maar daar is tye wat gaan deurgegee word, waar die bidgroep vir ons oor sekere goeders gaan bid. Ek wil vanoggend vir julle ding sê, vra, en dit is, ons praat van God drie-enig, en dit is altyd vir my so opvallend, wanneer mense sê die drie-enige God. En ons is juis nou in Pinkstertyd. En ek vra myself die vraag af, vir myself vra ek, wat is God drie-enig? En ek dink, die almal ken die antwoord. Ons praat van Vader, God die Vader, Jesus Christus, die Seun van God, en die Heilige Gees. En dan herken ons God drie-enig, maar ons vind dit moeilik om te glo in die werking van die Heilige Gees. Is dit nie so nie? As jy met my nie saamstem nie, sê vir my, ek stem nie met jou saam nie. Want ek moet nou vir jy sê, ek dink ek was bevoorreg gewees, ek was bevoorreg om Pinkster groot te word. Ek het regtig daar van babatyd af was ek bevoorreg om in die Pinksterkerk te wees. Waarheen my ouers ook al verhuis het, was ek bevoorreg om in 'n Pinksterkerk te wees. En daarom was dit altyd vir my moeilik om te verstaan wanneer ek saam met van my vriende in ander kerke is, hoekom die werking van die Gees nie daar mag plaasvind nie. Ek het altyd vir my gesê, maar wat nou? Is dit waarheid wat hulle praat van ons, die Pinksterouens? Is ons van ons looitjie gedik? En tot ek begin verstand kry het en waar God met my kon praat, wanneer ek die woord van die Here lees, dan het dit vir my duidelik geword en kon ek sien, maar dit is wat God se woord vir my sê. En dan was daar ouens gewees wat gesê, nee, waar rondom dit gaan is, dit gaan oor die vers in 1 Korintiërs 14 vers 33, wat sê, God is nie 'n God van wanorde nie, maar God is 'n God van vrede, soos in die gemeentes van die heiliges. Nou ja, op grond van dit, my liewe broer en suster, ons gaan vanoggend, gaan ons 'n bietjie stil staan en ons gaan so klein bietjie kyk na die kragwerking van die Heilige Gees, want dit is waaroor Pinkster gaan. Dit is die belofte wat God aan ons gemaak het, deur sy Seun Jesus Christus, toe hy opgevaar het, hemel toe. En ons het nou hemelvaart het ons gevier, en vanoggend het ons in die sondagskool, het ons vir die kinders gesê, dis een van die dae, wat nou nie meer 'n vakansiedag is nie, maar dis oké. Ons, as kinders van die Here, ons vier dit nog steeds.
want dit is vir ons belangrik, omdat dit 'n baie belangrike gebeurtenis is, want sou Jesus Christus nie opgevaar het nie, dan sou ons nie die Heilige Gees ontvang het nie. Ek wil tog vanoggend vir ons 'n klompie verse lees uit Handelinge uit, en julle het seker nou voorspel dat ek uit Handelinge sou lees, en dit is ook so ek gaan 'n klompie verse lees uit Handelinge vanoggend, en ek gaan lees uit Handelinge 1, en ek gaan ook lees uit Handelinge 2, ek gaan lees uit die 53 vertaling, Handelinge 1, Handelinge is so die 5de boek in die Nuwe Testament. So as jy nou na my Bybel kyk, dan sien jy min of meer waar dit nou lê hier in die agterkant van die Bybel. Dit is min of meer waar hy lê. Ek wil graag vir ons lees daar uit Handelinge 1. Ek gaan eers vir ons lees vers 14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Dan gaan ek vers 16 vir ons lees. Broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van Dawid, aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Dan wil ek oorslaan, ek wil na Handelinge 2 toe gaan, ons gaan vanaf vers 1 lees daar in Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Kom ek net gou stop daar. Nadat Jesus opgevaar het, 40 dae nadat Jesus gekruisig is, Jesus opgestaan het, 40 dae daarna, het Jesus opgevaar hemel toe. Ons het tydens hemelvaart, donderdag aand, het ons daarna gekyk, nou daardie 40 dae, wat Jesus, kan ek net gou, ek is jammer, ek onderbreek na myself hier, maar ek moet net gou vir u sê, wat was donderdag aand vir my asemrowend gewees? Terwyl ek die woord van die Here bedien en praat oor 40, kom daar 'n stupide ding wat 'n bevestiging is rondom die feit dat ons praat oor die 40. Broer Louis sit daar agter en hy is nou in die Kaap vanmôre. Hy sit daar agter en toe ek praat oor die 40 en ek sê ons moet 'n bietjie kyk na 40, kom daar 'n boodskap op sy foon deur van Marita Visser af wat sê die krag gaan nou vir 40 minute onderbreek word. En Louis besef onmiddellik, dis 'n bevestiging van die Here af. Hy lê oor daar na Siska toe en hy wys vir haar die 40. En hulle twee vertel my na die tyd en sê asemrowend hoe dit deur. Jy weet nou self, toe was die onderbreking net vir 4 minute gewees. Maar kan jy sien hoe God 'n bevestiging vir ons gegee? So, ekskuus dat ek myself onderbreek het, maar moes dit met die deel. Ek lees vers 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers 3, toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dan gaan ek 'n paar verse oorslaan, vers 12. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle spot soet wyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk
soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Vers 17. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Ek sal wonders gee, bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Ek wil ook graag vir u net 'n vers voorhou uit Johannes, wel Johannes 16 vers 7, is net 'n enkele vers, nie hoef nie daarin te blaai nie. En hier is dit Jesus wat in die woord is wat sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster, dis die Heilige Gees, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Nou, my broer en suster, ek dink, ons moet 'n bietjie vanoggend kyk, en dis juist hierdie tyd van Pinkster, wat ek weet, die Pinksterkerke tradisioneel is ons so opgewonde, want hierdie is 'n gedeelte in die geskiedenis wat vir almal kan wys. Hoekom is ons anderster? En is dit omdat ons wil snaaks wees, of is dit omdat ons wil gehoorsaam wees aan die woord van God? Wat gebeur met iemand wanneer hulle vervul word met die Heilige Gees? Hier is die antwoord duidelik vir ons gegee. Wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, eerste ding is spreek in tale. Tweede, profeteer. Dan gesigte sien. En vierdens, drome wat gedroom word. Daar sal wonders wees, bo in die hemel, sowel as hier op die aarde. Weet jy, wanneer ek praat oor die woord wonders, dan kom my die vraag by my vanoggend op. Hoekom deins mense terug in die waarheid? Hoekom is hulle bang om te erken of om te herken dat God in die bonatuurlike werk? En die meeste mense is so bang vir die bonatuurlike, want hulle dink altyd die bonatuurlike is goed wat deur Satan gestuur is. Maar die bonatuurlike is dit van waar God opereer. Daar waar God sit in die 3de hemel, daar waar hy is in die geestesrealm, van daar regeer hy hierdie hele aarde. Wat is vir ons belangrik, is om te weet, God is uniek. Daar is nie nog 'n God soos ons God nie. Wanneer ons God vir hierdie legioene engele 'n opdrag gee om te gaan uitvoer, dan is dit die geestesrealm wat dit gebeur. Nou, die meeste mense, wanneer jy praat van bonatuurlike, dan dink hulle aan kookkunstenaars en towenaars, en hulle dink dit is bonatuurlik. Ek wil vir u sê, hoor wat ek vir u sê, maar glo my net as ek dit vir u sê. Daar is talle mense wat kookkunstenaars aanhang en towenaars aanhang. Het jy gesien hoe doen daai ou dit? Daardie mense, sê ek vir u vandag, word bemagtig deur Satan en sy trawante, die gevalle. Ek wil u waarsku, veral vir ons jong mense, wil ek waarsku, bly weg van hierdie goed af. Moenie
moenie eers daar gaan kyk nie, want jy maak verkeerde deure oop. Glo my as ek dit vir jou sê, moenie daar gaan nie. As jy vandag met mense praat, dink 'n bietjie terug. Hier in die jare 80, die van u wat daar was daar 'n ou gewees met die naam van Martino. Martino die kulkunstenaar. Ek kan net vir u sê, toe was ek ook nog bietjie in die wêreld gewees vir 'n wyle weer. Maar terwyl ek in die wêreld was, het ons dit vir arme ou Martino hel gemaak daar op die eiland, hoor. Ons klomp jong offisiere van 113 bataljon. Daai arme ou het naderhand nie meer geweet wat hy met ons maak nie. Ons het vir hom gekry daar. En ons het dit nie gedoen omdat ons heilig was nie. Nee, ons was self op daai stadium in die wêreld gewees. Maar daai arme ou het swaar gekry om ons. Ekskuus dat ek dit nou, maar dit is sommer net. Weet jy, die oomblik as jy met mense begin praat oor die bonatuurlike, hoe God opereer, dan wil ek vir jy sê, is daar mense wat onmiddellik terugstaan en onmiddellik skaam en skugter raak en sê, dis gevaarlike terrein waarop jy beweeg. Ek wil vandag vir jy sê, die beste wapen wat jy as kind van God in jou hand kan hê, is om gevul te wees deur die Heilige Gees. Broer en suster, as jy bid en jy kom by goed wat jy voel, hierdie is net 'n gesprek tussen my en God, en jy bid in tale, kan ek jou die versekering gee, Satan weet nie wat jy bid nie. Dis net God wat weet wat jy bid. Maak gebruik daarvan. Maak gebruik daarvan. Dis 'n ongelooflike wapen wat jy in jou hand het. Ek wil hier vanoggend wil ek hier terugvat om 'n bietjie, ek wil net vir u verduidelik hoe werk God in die bonatuurlike. Ek wil hier vanoggend terugvat na 'n paar maande terug se preek. En ja, ons twee van julle gaan nou sê, ons is nou 'n bietjie moeg vir daai preek. Maar die preek wat ek gehad het, toe ek gesê het, ons moet oefen op ons geestelike fietsse. Onthou julle dit? Kijk. En dit ons besluit, dis 20 minute. Nou, ek wil ek graag vir julle 'n video wys, en ek besef nou net terwyl ek dit sê, ek het nooit vir Siska gewys, hoe moet sy daai video vir my opsit nie, maar ons sal dit nou hanteer, so dit is nie, dis daarom nie. Maar, kan u sien, ons het 'n paar maande terug het ons gepraat oor dit. Hier kom die Here en deur hierdie video wat lekker die rond te doen, kom praat die Here 'n bietjie met ons rakende hierdie aspek. Ek wil hê jy moet nou, wanneer ons na hierdie video kyk, moet u baie mooi luister wat die prediker daar sê. U moet mooi luister, u moet fyn luister om te hoor wat hy sê, wat gebeur in die menslike brein wanneer 'n mens hierdie goeders doen. So, ons gaan nou daarna kyk. Die ander ding wat ek vir u wil sê is, ons het gepraat oor gebed. Ook 'n paar maande terug het ons gepraat oor gebed. En ons het gesê, hoe impak kan gebed hê? Nou, ook in hierdie video wil ek hê, jy moet baie mooi luister wat hierdie ou sê rakende die impak van gebed. Julle sal dit nie glo nie. En wat genuine vir my verstom het, is om te sien dat hierdie goed word nou wetenskaplik bewys. Kan jy dit glo? Ons gaan hierna kyk. Ek gaan net gou vir Siska help. Ek gaan vra, Petrus, kan ek jou vra om vir my al die ligte af te sit? Asseblief, bear with me. Ek wil graag hê jy moet mooi op die skerm kan sien
So groot asseblief, as die net vir my 'n sekond gee, ek wil net geprosees kan help. There's an Adventist physician in St. Helena, California. Her name is Dr. There's an Adventist physician in St. Helena, California. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists, but she's especially been involved with neuroscience. There's an Adventist physician in St. Helena, California. Her name is Dr. Arlene. There's an Adventist physician in St. Helena, California. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists, but she's especially been involved with neurosurgeons that are not Adventists, that they're not even Christian. They don't believe in God. And they've discovered something very unique. Jeannie actually, when her did powerful research about the brain, and I've gone to her website, communicated with her. She reports about these non-believer brain surgeons and specialists who are now doing laboratory experiments on, are you ready for this? Prayer. Now, I took chaplaincy at Loma Linda and so forth, and I know that the hospital doctors and surgeons are always happier when an imam or a bishop or a priest or a minister or a person will come in and have prayer with the patient before surgery. They couldn't understand it, they don't understand it, but they know that prayer makes things go better for the patient and the family. But how do you prove that in a laboratory? Because science in medicine is all based on testing in laboratory. You know, you've got certain drugs you take, some of the real thing, the others are placebo, right? And then they decide which ones to put in the market. How do you test prayer in a laboratory? Well, Ellen White says something about this. She says that when we pray, the brain emits electrical impulses. Now, I personally believe that God has a great big cosmic computer, and He can, that big screen, He can catch those prayers, and He can also communicate with me that way. But scientists now, Dr. Taylor says this, in blind studies, they have put these electrodes on your head so that when you pray for someone who's in intensive care in the Orlando hospital, maybe they're even semi-conscious, they don't even know. They don't know about this and you don't know. But when you pray a prayer for anyone, the instant you pray, something happens in the brain of that person you're praying for. That's scientific evidence now that they don't even want to go there because they don't understand this. It's something spooky, it's something mysterious. But there's power in prayer. And we're not praying anymore. Listen to this, I'm not finished yet.
Dr. Chandler has also discovered something else very significant. And that has to do with reading something spiritual, devotional. These brain specialists, and again, there's not Christian, they have no orientation with biblical, and they don't understand this, it's spooky. But they have discovered when a person reads something devotional for just 12 minutes every single day, out loud, you're not ready for this. And especially different kinds of prayer that are praise and so forth, they can actually change the brain cells, and it does amazing things. But reading something devotional or spiritual for just 12 minutes out loud every day, are you ready for this? Can actually reverse dementia and possibly impact Alzheimer's. This is science now. They don't understand this. So Jeannie and I, since COVID hit, we heard about this. We decided, well, we got lots of time now. We're not going to watch TV every evening. We got the Conflict of the Ages, and we started to have a little devotional before we go to bed. And we'd just read. She'd read one page, I'd read the next, she'd read the next, and I'd read the next. And by that time, we each read about 12 minutes. We read in 2.5 years of COVID through the entire 5 volumes of the Conflict of the Ages. And we're going through it again every night. We read out loud. Peter, in our 3 camp meeting today, 24, he makes an impassioned appeal. Adventists, you're not ready. Even the specialists, the pollsters say you're 14th on the list reading God's Word. If we're going to do one thing from this camp meeting, let's get back to being people of the book. And let's get back to praying. There's an Adventist physician in San Diego, California. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists. But she's a nie om te stop nie hoor. Maar ek dink as jy die net op hom klik, dan gaan hy stop en dan as hy daai kan jy dan net van skyn trek en maak hy nie daai geraas nie. Liewe broer en suster, dit was vir my was dit asemrowend om te sien dit wat die Here vir ons hier gee, waaroor ons praat van Desember af tot nou toe. Waar is dit? Hoe absoluut waar is dit? En hier is wetenskaplike bewys oor die waarheid daarvan. So, wat ek vir julle wil sê is, hierdie kan nie toeval wees nie. En hier kom hy, en hy kom bevestig hierdie goed vir ons. Ek moet nou vir julle sê, ek dink, ons moet so klein bietjie gaan introspeksie, selfondersoek moet ons gaan hou. Ek wil vir julle nog net een getuienis gee, voordat ek aangaan. Broer John Grant was donderdag aand, was hy hier gewees saam met ons. En hy kom na my toe, en hy sê vir my, nou asseblief, die van u wat hier was, kom ek vraag gou so, u sal onthou so, ek dink 3 Sondae terug, wil nou nie jong oor wanneer nie, toe sê ek, ons het vergeet om vir broer John te bid, ons gaan sommer nou vir hom bid, kan julle dit onthou, wie was hy? Asseblief, wie was hier my getuies? En ons doen 'n gebed vir broer John.
toe meisie by die huis kom, toe vra hy vir haar, het julle vanoggend vir my gebid op so 'n stadium? Sy sê vir hom ja. Hy sê, weet jy, ek het gevoel op daai oomblik hoe die gees van die Here oor my kom. Nou, hier is dit in ons midde. Ons hoef dit nie in wetenskap te gaan soek nie. Hier is dit ons in ons midde. Hier is die bewys daarvan. Broer, suster, Jenny, ek dink regtig, ons moet die aangesig van God soek. Ons moet hulle wat nog nie op daardie plek en stadium van hulle lewe is, om te sê, ek is gereed om die Heilige Gees te ontvang. Ons moet hulle gaan kry, want ons moet hulle deel maak daarvan. Want ek wil vir julle sê, die meeste ouens kom tot bekering, en dan sê tot bekering, en hy stuur in vlam vir die Here, en dit gaan goed. En dan, na 'n maand, of 2, of 3, of hoe ook al, dan begin die duf te sleep. Ekskuus, ek weet nie om dit anders uit te druk nie, maar dan, as daai aanslag van die duiwel kom, yes, dis nou nie meer lekker om 'n kind van die Here te wees nie. Ek het nie, hoe sê hulle in Engels, I didn't sign up for this. En die feit van die saak is, dis dan, wanneer ons begin twyfel. Dis dan wanneer ons begin wonder, waar is hierdie God wat ek nou aangeneem het? Waar is hierdie God? Intussentyd het ek een van die belangrikste tools, gereedskapstukke, het ek nie in my gereedskapkas nie. Ek is nie gevul met die Heilige Gees nie. Dis net so, dan kom die een aanslag na die ander. En God sê, daar sal krag voor julle kom, wanneer julle die Heilige Gees ontvang. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, broer, suster, as jy nie met volle oortuiging kan sê, ek weet dat ek gevul is met die Heilige Gees, hierdie week gaan juist daaroor. Hierdie week gaan ons saam met jou bid, vir jou bid, jy gaan bid, ons gaan bid, ons verwag die Heilige Gees. En ons wil graag hê, ons boeties en sissies, wat nie gevul is met die Heilige Gees nie, moet dit ontvang. En ons wat gaan vol is met die Heilige Gees, moet bietjie bold raak, en het bietjie wys. Ons moet ophou om vir die paviljoen te jog. Ekskuus, ek stel dit so. Maar ons moet bietjie wys van wat se staal is ons gemaak. Kom ek nou vir jou sê, as jy weet hoe kragtig is God regtig, sal jy eintlik bang word. En weet jy, God sê, hy's in jou, deur sy Gees is hy in jou, dis hoekom hy sy Gees gestuur het. Weet jy hoeveel krag lê daar binne in jou? Broer, suster, wanneer jy bid vir iemand, maar weet jy, ek het al gewonder, ander ouens, hoe bid hulle? Nou, ek het al, Jesus, ek wil nou, is dit nie so nie, baie keer nie, dan bid jy, dan sê die Here iemand op jou hart, en in steede van om net daai persoon se naam te noem, begin jy uitbrei. Jesus, ek gaan nou, ekskuus, ek pik hier op jou nie, en ek plaas jy nie op 'n bad spot hier nie, Fanie, maar nou dink ek aan broer Fanie, dan sê ek, Here, maar vanoggend,
Daar's nog drade wat gebreek is daar op sy plaas. Hy weet nie wie dit gedoen en wat is dit nie, maar Here gee vir hom nie die insig en die wysheid om daai drade reg te kry, dat sy vee, sy beeste in die regte kampe kan wees. Here, maar help vir Fanny dat hy nie die muisonten raak oor hierdie situasie nie. Fanny, was dit ons so in jou lewe? Maar die Here plaas dit op my hart, nie net om te sê, Here, ek sit vanmôre Fanny se naam voor U nie. Die Here sit 'n situasie hier in my gedagtes, en ek sien hoe jy daar stoei met drade. Het jy dit al ervaar? My broer en suster, dis waar ons moet kom, dis waar ons moet wees. En dit is hoekom fellowship belangrik is. Want as ek hier is, gaan die volgende ou weet waarmee stoei ek en sukkel ek. Daarom moet ons by mekaar wees. Nie net dit nie, maar dis deel daarvan. So, dis vir my lekker as ons by mekaar is, ons mekaar kan dra in gebed, mekaar se laste kan dra, vir mekaar 'n seën kan wees. Dis hoekom ons daar is. Ek wil jou uitnooi in hierdie week. Kom ons maak gebruik van die geleentheid om seker te maak dat mense gevul word deur God se Gees. Dat mense daardie wapen in hulle arsenaal het om te gebruik. Ons gaan vanoggend weer die geleentheid aangryp om die tafel van die Here Jesus Christus te sit. Hierdie tafel is 'n instelling nie van 'n kerk nie, nie van 'n genootskap nie, nie van niemand nie behalwe ons Here Jesus Christus homself. Daarom sy opdrag en sy woord is so dikwels as wat julle die geleentheid kry, soos wat julle by mekaar is, doen dit tot sy gedagtenis. Ek wil graag vir ons 2 versies net lees vanoggend uit Jesaja 53 vers 5. Maar hy, ek lees uit die 53 vertaling, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar, hoor, het daar vir ons genesing gekom. Ek wil dit graag vir u ook lees uit die 83 vertaling wat ons volg lees. Hoor nou mooi, hoe stel die 83 vertaling dit? Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Liewe broer, suster, vanoggend ook wil ek graag, hier is 'n suster wat vir my hierdie beskikbaar gemaak het, en ek is regtig dankbaar vir dit, en ek dank haar dat sy ook getrou gehoorsaam was in die woord van die Here. Ek wil vanaf vra, die broers wat gereël is, wil nie net na vore kom nie, want wat julle nou gebruik is dit nie. Ek wil vra, broer Fanny, jy nie draai en broer Kenneth, jy nie draai vir ons uitdeel. Geef vir elkeen, hoe verkeer asseblief. Geef vir elkeen. Nou kan jy met ons sit, kry en verkeer. Jy kan het sommer nou vir hulle gee asseblief. Nog nie op hoe verkeer opmaak, hoor. Ek wil jou net vandag, hou hom net eers soos 'n kont. Jy kan so lank lees wat staan daar voorop, jy sal sien is geadresseer aan jou. Hoe het ek geweet, daai koevertjie moet na jou toe gaan, want
En is aan jou geadresseer. Die Here het hom aan jou geadresseer. Jesus adresseer daai koevertjie aan jou vanoggend. Het ons dra. Bianca is nie. Dankie baie, dankie. Ek vra om verskoning vir Bianca, ek het nog nie 'n speaker daar in die moederskamer nie, maar sy sê sy hoor so hier en daar hoor sy, ons gaan 'n speaker in daai moederskamer inkry, dat sy ook kan hoor, wanneer die diens aangaan die woord van die Here bedien. Het almal 'n koevertjie gekry? Broerkennis, het jy nie 'n koevertjie gekry nie? Hier is jou koevertjie. Staan net so, julle moet nie gaan sit nie asseblief, julle moet sommer net so bly staan. Ek wil vir u vra, sien jy daai koevertjie is aan jou geadresseer, my liewe kind. Nou sit daar kry julle nog pos? Wie van julle het nog 'n posbus? Maar hulle kom lewer daar by jou huis, kom lewer hulle ons pos af. So hoor hierso, rekeninge. Nee, dis exactly dit. Dis net presies dit. Dan word die rekening by jou afgelaai. Dis die pos wat jy ontvang, hy vensterkoevertjie. Hy vensterkoevertjie. Hy iemand wat vir jou sê, jy moet betaal. Hy iemand vir jou sê, jy skuld. Hierdie koevertjie is vanoggend aan een en elkeen gerig. Daai briefie wat vir jou gerig is, ek wil hê jy moet hom nou oopmaak. Kyk bietjie wat staan binne in daai. Jy moet asseblief hierdie koevertjie saamvat. En as jy daar by die huis kom, en jy wil hom nie verder gebruik nie, deel hom uit vir iemand anderster, vir wie dit iets gaan beteken. Jesus het reeds betaal. Jesus paid it all. Sin, paid. Pride and envy, paid. Shame and regret, paid. Immortality, paid. Anger and hate, paid. Lies and deceit, paid. Unbelief and doubt, it's been paid. Total due, zero. Jy skuld niks. Paid in full on the cross. Do you want to be free from sin and its consequences? Turn to Jesus and accept the payment He has made it on your behalf. My liewe broer en suster, neem daardie brief saam met jou. Dis nie 'n kwitansie nie. Hierdie is 'n bewys. As jy jou hart en lewe vir God gegee het, is hierdie jou bewys. Jy is sy kind. Daardie brief, daardie koevert is geadresseer aan jou, my liewe kind. Jy is God se kind. Ek gaan nie nooi om vanoggend saam met ons aan die tafel van die Here te sit. Susan sal net so lekker. Ons het donderdag aand het ons gepraat. Die houe wat geval het. Dit is bekend in die wetenskap. As jy 40 houe geslaan word, dan sterf jy. Brother Paulus was 3 keer 39 houe geslaan in sy lewe. Maar Jesus het 39 houe gevat. Hulle wou nie gehad dat hy moes daar doodgaan nie. Toe hy geslaan, gemartel is nie. Nee. Hulle wou hom sien hang aan 'n kruishout. Hoekom? Jou, vir my sondes, sodat ons kan weet, dit is waar. Vanoggend
wanneer ons sit in die tafel van die Here, dan weet ons, die nag waarin die Here Jesus verraai is, en hy die brood geneem, hy het dit gebreek, en hy het gesê, hier is my liggaam, wat vir jou gebreek word. Hy het geweet wat wag op hom. Ek dink dit was, ten spyte daarvan dat hy God is, dink ek daar was daar die beklemming in sy hart gewees, oor wat wag. En terwyl dit gebeur het, was elke een van ons se naam in sy gedagtes. Hy het op daardie stadium wat hy gedink aan jou en my, soos wat ek aan Fanny gedink het toe ek dink aan daai drade wat gebreek is. Het die Here Jesus gedink aan my en jou, sodat ons gered kon word. Ek gaan vra dat die broers bedien met die beskuitjie wat ons bewys is. Weet vanoggend, wanneer jy daardie brood neem, daardie beskuitjie neem, hierdie prys wat betaal is gedoen, terwyl Jesus aan my en jou gedink het. Mag dit vanmôre ook 'n werklikheid vir jou in jou lewe wees. Mag jy nie net hier nie, maar elke geleentheid wat jy het, aangryp. En sê, Here, daar waar jy in jou huis ook is, neem nagmaal. Dink daaraan dat Jesus die prys betaal het. En ons dank hom daarvoor. Dankie, Here Jesus, dankie Here. So ook het die Here Jesus die beker geneem na die ete. Hy het gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. My bloed tot vergewing van sonde. My bloed vir genesing van sonde. Die van u wat met die beker bedien wil word, sal jy asseblief net die hand opsteek. Ons broer Kenneth gaan vir u bedien met die beker.
wil net vandag van die geleentheid gebruik maak voordat ons gaan sing. Wil ek net van die geleentheid gebruik maak om die susters te bedank wat hulle Saterdagmiddag kom offer, vir ons die tafel kom voorberei, wat ons al die bekers kom uitpak, alles reg kry. Ek glo jy daai in afgesit nie. Hoop jy het hom aanvergeet nie. Otherwise, I will have to give you ID. Yes, amen. Yes. God is ons groot geneesheer en ons gaan ek dink Constans oor hiervoor die van die wat gelei is om hande op te lê, groot asseblief die van die wat net die hand vanoggend wil uitsteek en sê Here, raak haar aan in Jesus naam. Ons gaan vanoggend gaan ons vir haar gebed doen en ons weet die Here gaan vir haar vanoggend aanraak. Here, ons loof eer en dankie dat ons weet daar is krag in gebed. Here, wanneer ons vanoggend kom en ons salf ons suster, ons salf haar in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, dan spreek ons genesing oor die liggaam vanmôre. Here, hierdie oog, ons spreek genesing in die naam van Jesus. Here, hierdie liggaam, ons spreek genesing oor hierdie liggaam in Jesus naam. Here, en ons weet vanoggend dat ons hierdie genesing neem. En ons weet, Here, dat U haar nou aanraak soos wat U dit wil doen. Here, ons wil vanoggend verklaar ons dit. Ons verklaar haar ook 'n gesalfde en 'n geseënde van U. Here, en ons weet, U sal die eer daarvoor kry. Dankie, Aba Vader. Dankie dat ons haar nou kan oorgee in U hande. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Yes. Broers en susters, dis hoekom ons by mekaar is. Wanneer die Here met ons praat, dat ons gehoorsaam is en dat ons daar is vir mekaar. Dis hoekom ons hier is, om seën vir mekaar te wees. Jy dink miskien, wat se seën kan ek nou vir Johan wees? Ek sê vir jou, dit is baie keer hier in my binneste, is daar iets wat voel, en as ek jou sien, dan is dit vir my lekker om jou te sien, en ek voel, hoe die Gees van die Here my net rustig maak. Dis genuine, net om jou gesig te sien. Party van julle gaan dink, ag, regtig? Ja, regtig. Ek weet van julle voel dalk nie so oor hierdie lelike gesig nie, maar moenie omry nie, man. Iewerster sal die Here jou oortuig dat ek nie so bad is soos die Koran te sê nie. Ek gaan nou oorgee vir ons broer Kenneth vir die laaste lied en vir die offergawe. Ek wil graag net vinnig vra, ekskuus dat ek dit nou doen, maar kom ons net vandag, ons wil Woensdag aand wil ons graag
vir die skoolkinders en ook dan vir die mense wat hier is, daar gaan ouers en so aan wees, want ons sal net graag hier wegstuur met 'n ietsie te eet. So wat ek gedink het is, ek gaan 3 groepe mense nodig hê. Die eerste groep is, wie is dalk Woensdag beskikbaar? Tabo gaan nie wees, Willempie, ons werker, hy gaan nie wees, maar iemand moet hom net so 'n bietjie regsrig oor waar die stoele, want ons gaan 'n bietjie ekstra stoele insit, daar gaan regtig te min wees, so iemand moet hom net regsrig. Is daar iemand wat Woensdag vir my kan kom help, en net vir Tabo 'n bietjie regsrig te gee? Daar is ons 2 hande, baie dankie, waardeer. Dan wil ek asseblief vra, is daar mense wat vir my kan help om 'n pot sop te maak vir Woensdag aand? Ek dink ons het so 3 potte nodig, as ons kan. Wie kan help met 'n pot sop? Daar is 1 hand, ek het 1 hand, ek het 2 hande, ek het daar nog 2 hande. Baie dankie, ons het genoeg potte sop, baie dankie vir dit. En dan wil ek weet, wie is bereid om vir ons 'n broodjie te smeer vir die aand? 1, 2, 3, ja, het ons 3, 4, 5. Dankie baie, dankie julle, dit is baie, ek waardeer dit, baie dankie dat ek vir julle kan staat maak en beroep doen op julle om ons te help. So, Woensdag aand dan, onthou ons diens is 6:00, die koor gaan al reeds so 25:05 wees, om net hulle steps te oefen, en ek sê sommer nou al vir julle, die koor gaan hier voorsit, die koshuis gaan die res van daai blok gaan hulle sit, so weet net, daai blok is vir hulle dan, en dan, daar gaan 'n klompie ouers hier wees, weet dit ook asseblief, so, yes, maar ek sien daarna uit, om die Woensdag te sien, ek weet, dit gaan lekker wees. Dan, as ons nou klaar is, en afgesluit het, word u genooi vir 'n lekker koppie koffie, of tee, en 'n broodjie, vir ons 'n broodjie ook daar, asseblief, vertoef net so klein bietjie, dit is nou nog nie eers half nie, so ons is 'n paar minute vroeg, groot asseblief, vertoef net so klein byle, sê daarom net, vir jou buurvrou en buurman, sê daarom net, hoe is dit lekker, lekker om jou te sien, asseblief, baie dankie, broer Kenneth, dankie. Amen, prys die Here. Sê vir die Here, dankie vir so op baie mooi diens en vir die wonderlike boodskap wat pastoor Marks ons kon bedien. En jy weet, prys God se naam, so 'n treffende lied wat gespeel was tydens hierdie diens. Jesus breek Satans bande en die maak ons vry. Prys God se naam, halleluja. En ek wil elkeen bedank, prys God se naam, wat hierdie moeite geag het en vanoggend hier byeen te kom om saam met ons die diens te geniet en die nagmaal van die Here ook te geniet. Prys die naam van die Here. Ons gaan nou ons offerhande en ons 10de deel in die skatkis in sy prys God se naam. En ons vra die Here se seëning daarop. Dit kom dalk nie weer terug in die vorm van finansies nie. Dit kom daarin terug, dat God 'n seëning plaas op elke huis. Alle duiwels, bose geeste, demone, magte van die hel, sal dan my woning nie kan beskadig. Jou kinders sal gesond wees, en hulle sal suksesvol wees. Die Here sal jou voet bewaar, dat jou toon nie hoef te struikel teen 'n klip nie. Amen. Prys God se naam. Staan saam met ons, bly weer saam. Oh,
Vader, Here, ons wil kom in hierdie oggend. En ons wil vir U dankie sê, Here. Vir al die saad wat in hierdie kus kom gegooi word. Ons wil vra, Here, dat U dit gebruik soos U wil, Here. Dat U dit sal vermeerder en dat dit sal baie word. Dankie vir die diens vanmôre. Seën elkeen met U teenwoordig is, Here. En ons vra dat U met ons sal wees op die verlede. In Jesus wil. Amen. Baie dankie broers. Dankie aan u as gemeente. Kom ons drink 'n lekker koffie en teetjie saam. En eet 'n broodjie.